neersit, ek moet nie op die bande skuif nie. Ons stel weer op en gaan vorentoe. Maar môre is daar 'n klop help af. Kop met julle koppe ek af. Goed, almal kan vir ons nader staan. Met die wete my God dat U is die teenwoordig. Ja Here, die woord sê dat wanneer iemand gebore word, moet ons huil en wanneer iemand sterf, moet ons bly wees. Want Here, dit gaan alles oor U. 'n Kind word gebore in 'n sondige wêreld. Maar Here, wanneer ons U gekies het, Jesus, dan sê die woord dat sal ons vir altyd saam met U wees. En daarom wil ons vanmôre vir U sê dankie vir hierdie genade wat U oor Tannie Karin se lewe gehad het. En dat ons weet dat ons lê haar nie nou neer met die wete dat daar's geen lewe nie, maar dat sy by U is. En daarom vra ons dat U vir hom Boy vertroosting sal gee met die wete dat ons God is in beheer. En so ook die familie, Here. Here, soos uit die woord nou uitgaan, dat dit in ons harte sal insink. En dat ons sal weet, Here, dat U is getrou en U is regverdig. In Jesus naam. Amen. As die familie my die geleentheid gee, wil ek graag vir ons lees uit 1 Korintiërs 15 van vers 50. En Paulus praat hier, maar hy sê hier in vers 50, hy sê, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike, nie die onverganklike nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klank, en die dood sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind en die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Paulus maak dit vanmôre vir ons baie duidelik, dat vlees en bloed sal nie die koninkryk van God beerwe. Want in ons vleeslike liggaam lewe ons in sonde. En daarom sê die Here dat ons as mens, daar moet 'n dag en 'n tyd in ons lewens kom, wat ons vernuwe moet word in ons gees. Wat ons die Here Jesus Christus moet aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. En in my hart wil ek glo dat Tannie Karina het daai besluit geneem. En ek wil dit vanmôre vir elkeen sê, kom ons kom op daai besluit. Want die woord sê baie duidelik dat die
verganklike liggaam moet eers verander word. So ek moet eers sterf in myself. My vlees moet tot sterwe kom, sodat ek by die Here kan wees. En daarom wil ek vanmôre vir die Here sê, dat die tyd wat die Here vir Tannie Karina, vir oom Boy geleen het, en vir elkeen, is nou verby. Dit het nou getyd geword, dat haar liggaam, haar natuurlike liggaam, moet oorgaan in die onverganklike. Daar is nie meer 'n tyd vir haar, wat ons wel weet wat sy is al by die Here. Sy het al voor ons se Here Jesus verskyn. Daar is nie meer 'n tyd vir haar van pyn, hartseer, werk. En dit is 'n belofte wat die Here vir elkeen van ons gee, wat by die Here Jesus uitkom, wat sy hart vir hom gee, wat vernuwe word, dat daai tyd sal verbygaan. En haar tyd het aangebreek. Oom Boy, wil jy moet vanmôre weet, jou geveg gaan nog voort, my geveg gaan nog voort, want ek is nog in 'n liggaam, wat nog vleeslik is. Maar wanneer die Here ons oorgevat het in Christus Jesus, is die geveg verby, die pyn is verby, die bekommernis is verby. Die woord sê, daar sal geen harde arbeid, daar sal geen arbeid meer wees vir hulle wat in Christus, daar sal geen pyn wees nie, want Christus het dit weggeneem. En daarom het Christus gekom, die Vader sy Seun gestuur, vir 'n dag soos die, 'n dag wat Tannie Karina voor die Seun van God gestaan het. En die woord sê, en die boeke was geopen, en as daar gevind was, dat haar naam nie geskrywe was in die boek nie, sou sy nie kon ingaan nie. Maar omdat sy gesê het, Here, hier is ek, aanvaar my soos wat ek is, in my swakheid, glo ek, die Here vir haar gesê, my kind, kom in, jou tyd is verby, op hierdie aarde, jy het jou doel gehad, en so het elkeen van ons, moet voortgaan wat sy nagelaat het. Oom Boy, dit wat sy vir jou beteken het, die Here het geweet, daar gaan 'n dag soos die kom, maar ek wil hê jy moet weet, dat die Here is met jou. Die Here sal jou nooit die begewe verlaat nie, en hy het vir jou 'n wonderlike familie gegee, vol van liefde en ontferming. En daarom wil ek sê, dat die skrif sê, dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinner? In Christus Jesus is ons meer as oorwinnaars. Jesus sê, toe hy daar staan by die graf, toe hulle hom roep, en sê dat, wat is sy naam, is dood, Lazarus. Toe sê Jesus vir Martha, hy sê, ek is die ewigheid, ek is die lewe, as jy in my glo, ek is die ewige lewe, as jy in my glo, sal jy lewe, al het jy gesterf. Oom Boy, omdat Tannie Karina in die Here geglo het, en omdat sy 'n tyd in haar lewe 'n keuse gemaak het, sal sy lewe tot in alle ewigheid. Die dood het geen mag oor haar nie. Wat ons nou hier insit, is haar tentwoning, wat God haar verleen het, vir die tyd wat sy op aarde is. Maar sy is nou die ewigheid, sy lewe, en daar is vir haar oorwinning, oor graf, dood en hel, in Jesus naam. Nee,
Yes, mooi. Onze hemelse Vader, ons kyk na U Here en ons besef wat se liefde U het vir ons. Vader, ons is so dankbaar dat U ons Vader is, dat U ons God is. Vader, alle dinge is moontlik deur U. Ons is dankbaar daarvoor. Here, ons Vader, U saam met ons in hierdie diens sal wees, Here. Gee krag aan die wat dit nodig het. Die wete dat ons liefdevolle Karine is by U, Here. Ons vra dat U die diens sal seën, Here, en dat U die bewaarde hand oor ons sal hou. Ons vra hierdie dinge in die lieflike naam van Jesus Christus. Amen.
oomblik terug het ons by die Here weer gestaan van Kalikarwee. Wat ons nou hier doen, is ons laaste herdenking en hoe mooi te sê, hoe mooi, hy is nie alleen nie. Want vele van ons het al mense afgestaan, eie lewe en net om die Here vertrou, die Here vertrou aan familie, liefdes, gebede. Hoe mooi ons bid vir jou, glo vir my, ons harte saam met jou. Ons sê vir die Here, dankie vir hierdie geleentheid, kom ons maak dit ons goed toe. Vader, ons sê vir dankie vir die genade en die liefde. Dankie vir die Seun Jesus. Here, U wat die lewe vir ons afgelê het. Here, U wat vir ons die prys betaal het. Here, sodat daar 'n dag in ons lewens kan kom, dat ons kan uitroep na U en weet dat U is ons verlosser. Ons vra nou, Heilige Gees, dat U hierdie woord wat ons sal spreek en ons harte sal oopmaak. En dat U die naprediker sal wees, en dat U vertroosting sal bring. En ons gee al die eer vir U Vader in Jesus heilige naam. Amen. Dit wil ek graag net so kortliks hierdie gedeelte. Ek wil net ingooi in Johannes 11, waar Jesus met Martha praat en hy sê vir vers 25. Dit is by Lazarus se dood, toe hy na 4 dae dood was. Sê Jesus in vers 25, Jesus sê vir hulle, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Vers 26, en elkeen wat lewe, is ons wat nou hier sit vandag, wat op asemhaal, en Jesus sê, en elkeen wat lewe, en in my glo, sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid. En dan vra Jesus hierdie baie interessante vraag vir haar. Hy vra, glo jy? En ek wil vanmôre vir u vra, glo u wat Jesus gesê het? Vir my om te antwoord ja, beteken dat ek moes op 'n tyd in my plek in my lewe gekom het, wat ek besef waaroor gaan die dood. Wat ek besef waaroor gaan die lewe. En daarom wil ek gaan stilstaan by Paulus. Weet wat Paulus vir ons skryf? Kom ons luister van wat sê Paulus in Filippense 2 van vers 19. Hy sê, weet wat ek weet, dat dit deur julle gebede en deur die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot 'n heil sal strek. Volgens my ryk alsige verwagtinge en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid so altyd so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Vers 24, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet leef, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerstande gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verder weg die beste. Nou vanmôre wil ek 2 gedeeltes uithaal. En dit is die gedeelte dat Paulus het tot 'n besef gekom in sy lewe, waaroor die lewe gaan en waaroor die dood gaan. En as vele mense, as sit hulle in gemeentes, Sondag vir Sondag, besef dit nog nie. Hulle lewe in tradisies. Hulle dink die lewe is hulle gegee omdat hulle goed is en hulle verdien dit. Maar Paulus was die man wat ook die Jode vervolg het. En die woord sê Paulus, by Saulus was het hy gedink, hy doen die regte ding. Maar God, Jesus Christus het in hom geopenbaar. Waaroor gaan die lewe en waaroor gaan die dood? En as ons dit gaan lees en dit begin verstaan, dan weet ek dat Paulus sy hele denkwyse, sy hele lewenspatroon begin verander. Want hy sê selfs dat hy verkies liewer om heen te gaan.
Want hy weet dat aan die ander kant is daar vir hom 'n groter beloning wat wag. Maar hy weet ook aan hierdie kant is die beloning wat aan die ander kant vir hom wag, sy voorafgaande deel wat God vir hom gestoor het. En dit is Jesus Christus, ons saligmaker en ons verlosser. En daarom het Paulus geweet dat die lewe wat hy gelei het is verby. Hy het geweet hy het gesondig aan die oë van God, maar omdat hy dit nie verstaan het nie, het God genade vir hom uitgegee. En vandag is dit so op ons op. Baie mense verstaan nie waarom die lewe om te doen. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor u nie, dit gaan oor ons met Jesus. Dit gaan oor die Vader se belofte wat hy gegee het aan Israel en aan Abraham se nageslag. Dat hy vir ons iets beters kan stoor. Dat alles wat was, het God vergeet. En hy sê, dat ons iets doen. En ons sien dat Jesus Christus op 'n tyd op hierdie aarde gebore en op 'n kruis gaan hang vir baie nie, sodat ons 'n keuse kan maak. Daarom vra die Here vir haar, weet jy, glo jy dit wat ek vir jou sê? Glo jy maar dat al het jy gesterf en jy glo in my, sal jy leef? Glo jy dat die dood het geen mag oor jou as kind van God nie, omrede jy in my, in Jesus, leef? Want Jesus sê baie duidelik vir ons dat ons het geen lewe in onsself. Ek as mens, ek is gebore, maar as ek uitpas op my plaas sonder Christus, is daar geen lewe in my. As ek op hierdie aarde sonder Jesus leef, sê die woord, is ek eintlik dood. Maar net Christus kan lewe. As ek op hierdie aarde sonder Jesus leef, dan het ek die vrede van die wêreld wat vinnig gaan verbygaan. Vinnig sal dit verdooi, maar wanneer ek hier Jesus in my lewe het, dan het ek die vrede wat alle verstand het. En ek wil vanmôre vir u vra, wil u saam met Paulus stem dat u op 'n plek gekom in die lewe wat u weet waaroor gaan die lewe en waaroor gaan die dood. In Christus sal ons lewe al het ons gesterf. In Christus sal ons lewe al gaan ons nog sterf. Daar is geen dood in Christus Jesus. Maar die Karina, ek wil vir u sê, ek is jaloers. Paulus sê, ek begeer liewer om julle te gaan. Maar weens julle, weens die kerk, sal ek hier agterbly. Want ek weet God het 'n werk in die omgang. Ek wil vir u vanmôre vra, weet jy dat God het 'n werk in die omgang? Kom boy, weet jy dat God het 'n werk in die omgang? Jou lewe is verstop in Jesus Christus is die lewe. En al sterf ek sal lewe tot in my dood. Ek wil vanmôre afsluit met hierdie vers, in hierdie gedeelte. In 1 Tessalonisense 4:13, waar hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle opkundig moet wees met betrekking tot die ontslawings nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, dat ons slaapnis op 'n naam nie sal voortwees nie. Vers 16. Want die Here self sal van die hemel af neerdal met die geroep, met die stem van die aartsengel en met die geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daar sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Familie, broers, susters, is al wat ek hier doen. Dit is Jesus. Want ons maak so goed gemaak. En die Karina het saam met hom mooi mekaar gemaak. Maar die
Marina moes dit agterlos. So gaan ek vandag my dissipline opmaak. My belangrikste besluit is dit om die Here Jesus te leef. Want Jesus sê, al het julle gestel, julle sal ewig tot U antwoord. En ek wil afsluit met dit môre. Kom ons maak 'n besluit met Jesus. Want die woord sê dat wanneer iemand sterf as kind van God, dan moet ons bly wees in die Here. Ons moet bly wees in die Here. Want dit is iemand wat gaan as die hemelse Vader. Iemand wat nooit wil hoor in die Here gaan. Dit is nie te doen. Kom ons God bly aan in die Here in Jesus naam. Ja, maar Vader, wat 'n voorreg is om vanmôre net op dit te kan hoor. Dat 'n man soos Paulus wat die volk vervolg het, Here, het tot 'n besef gekom nadat Jesus hom openbaar het, waaroor die lewe en die dood gaan. Here, dat Paulus uitroep en sê, hy wil liefste met die Here wees. En daarom, Here, maak ons ook so besindheid, Here, om ons lewens net vir U te gee, om te sê, Here, hier is ek. Maak ons so, Here, ons harte na U rig en weet dat Jesus sê vir ons, as dit nie so is nie, sal ek dit nooit vir julle sê nie. Want Here, U het gegaan om vir die kinders plek voor te berei. En Here, soos wat U gegaan het, so sal U terugkom om ons te maak. Vader, ons vra dat U die boodskap in ons hart sal sneeu, en dat U ons die krag sal gee vir om mooi die tyd wat voor lê, Here, dat U ons sal versterk. Here, dat U sy steunpilaar sal wees, dat U die een sal wees soos ek dat Karina haar Bybel gelees het, dat hy die woord sal gaan oopmaak en sal gaan delf en sal weet dat dit wat U vir ons stoor het, is die waarheid. En daarom gee ons vanmôre al eer, want ons weet, Here, dat die goeie werk wat U ons begin het, sal U nooit doen. U sal dit volëindig. U sal ons nooit die vergewing verlaat nie. En ons sê vir U dankie daarvoor in die naam van ons Here Jesus. Amen. Voor ons die verdanking nog gaan lees, gaan ek my groot van woord toekom. Sy groot van liefde lees. Liefste Kirke, het is rechtig goed lekker, dat jy weg is sonder dat ons so lekker oploos. Maar ene is lekker, jy, jou rustigheid, die mooiste smaak, is altyd op my hart. En het soveel plesier en vreugde verskaf, en die Here wat ons so lekker sal onthou. My mama Annie, het julle 3 maand taal oor die heelde wat gesprek opgekom. Het duidelik beteken dat sy julle altyd contact gekom. Sy was baie lief om te doen. En toe sy lewe draai oor die dood van die hele man, was dit vir haar 'n saak gekom. As gevolg van haar, ek julle leer ken, dit spytig van afstand, die familieband kosbaar gehad. Soos die lewe maar, wat by die lewe ons, op vreemde en ver paaie, word die familieband so onbreekbaar. Soos ek baie lief ook as gevolg van ons gedeelde professionele en lopende doorloop musiek, maar as teacher en bedryfskennis guru in die departement van kennis, kuns en kultuur. Ek in die besigheid van leer, skryf en uitvoer. So het ons albei opheffenswerk gedoen met musiek as die taal en kultuur wat ongewend is om ander se lewens te veranderen. Dis wat Karina verder kosbaar word, oor haar oorstap van almal, insluitend die gemeenskap, hartseer en lief. Liewe kind, ons sê dankie dat jy so mooi word gesien. Maar die vryheid begin het, wat die kunstenaar siel nodig het, om hulle talent te gebruik. Sy was altyd bedagsaam, soos dit in haar lewe taal, en die leiding wat sy is. En ek is seker die man die wese sal haar baie wees. Ek groet jou, Karina, met
Paul, mine, and my living. Our father remarried, sadly, through the assistance of his new wife, Joan. We became excluded from continuing family life with him between boarding schools and holidays with family. We only had each other to hold on to. During these difficult years, Karina was my dearest friend and mother. Rebellious in nature, I was a difficult student, but Karina had a strong personality, held us together, and was always there for me. With her love for music, she became an accomplished pianist and followed her dreams to qualify as a teacher. She was awarded a Bachelor of Education from the University of South Africa. After a period of teaching, she joined the Education Department within the Department of Sports, Recreation, Arts and Culture in the Eastern Cape. And during this time, she obtained additional qualifications through Trinity College of Music. Focus was on promoting cultural activities and music within the local communities. And to this end, she also undertook to teach English to her students. Outside of her work, Rina excelled in needlework, creating many tapestries for her home and friends. She managed a family home with both love and efficiency. In retirement, she was appointed an honorary ranger at the Adelaide Park. On hearing of Karina's passing, a close friend said this: I admire the grace, style, intellect, elegance, and thoughtfulness towards all her friends. She never failed to remember her birthdays, beautiful flowers face. She was fully invested in all of us. And that is a rare and special thing to do in this world. I cherish these memories, and forever will remember her as my dearest sister. I cannot be there with you March celebration, but Mom, my goals will never be close to my heart. David and I wish you strength and fortitude in this time. Vandaag in ons hartstocht afscheid van Karina. Geliefde lievelingsvrouw, suster, tannie en vrienden, vir wie ons baie lief was. Ons weet dat sy het ons groot en vertrouw. Sy was 'n wonderlike vrou vir my, vertel my moeders. En ja, hier is 'n baie getroue, spesiale vrou. Haar talente was baie. Haar boemerangskinding so mooi. Haar tapisseries vol die huis se mure. Haar huis en tuin is 'n luswoord. Ons berus in die wete dat sy ons geken het, die vaste wete dat sy by hier is, vir ons mekaar leer en dag sal doen. En ons sien nog 'n brief van haar broervader. Karina, my dierbare suster, was 'n voorbeeld van ons vaste beginsels en loyaliteit. Ek is so trots op haar. Haar afsterwe met ek gaan jou altyd mis, my sussie. Maar waar jy nou is, die armste ons liefdevolle vader, is vir my die familie verwissing. Tot ons weer sien, dat die God.
Excellent.